Julle is so in ons reeks van bekeerling tot volgeling, waar ons sê, maar ons wil nie net langer lidmate wees, ons wil disippels wees, ons wil volgelinge van die Here Jesus wees, is ons eintlik al soort van naby die 10de dissipline, as ek nou reg onthou, en dit is die dissipline of die geloofsgewoonte van diensbaarheid. En daarom is die tema van vanoggend, ek dink daai tema is nie reg nie, maar in elk geval, dat ek vir julle die regte tema sê, die tema is die handdoek wat die wêreld verander het. Dis daarom lekker dat ek ook kan sien wat julle sien, want anders is ek daai fout nie eens opgetel het nie. Julle, kom ons wees eerlik, ek dink elkeen van ons wat vanoggend hier sit, het al iewers in ons lewe gesê, al is ons kleintjies gewees, kyk vir my, nie noodwendig hardop nie, maar diep binnekant. Ek sal onthou hoe ons altyd in my ouers se swembad as kinders gespeel en kyk wie kan die grootste bom maak en gesê kyk vir my. As tiener het ek altyd gehoop, maar jy word raak gesien. En vandag baie keer doen ons dit maar net op 'n ander manier, in 'n ander taal, 'n foto, miskien 'n status, 'n titel op 'n kaartjie, maar is nog steeds dieselfde hart wat sê sien my raak. En julle, dis nie sonde om gesien te wil word nie. God het ons gemaak met waarde, met waardigheid. Jy sien net 'n stukkie meubels in die koninkryk van God nie. Maar ek dink iewers langs die pad het die wêreld vir ons eintlik 'n leuen kom verkoop oor wat grootheid eintlik is. En ons het dit gekoop selfs soms in die kerk. Want die wêreld kom sê vir ons, hoe hoër jy klim op die leertjie, hoe belangriker is jy. Hoe meer mense vir jou werk, hoe suksesvoller is jy. Hoe groter die titel op die deur, hoe belangriker is jy. En weet julle, dit het selfs ingesluit, dink ek, in die kerk. Op 'n manier het dit ingekom. Ons praat van, hierdie mense het hierdie bediening in die kerk. Dit is so 'n belangrike bediening. Ons praat van groot leiers of charismatiese predikers. Ons bewonder die mense wat op die verhoog is. En dan wonder ek of ons regtig die ander mense wat miskien nie in so 'n sigbare bediening is nie raak sien nie. Want hoe dink julle sit julle vandag nou op stoele terwyl hierdie saal elke Sondag weer leeg gemaak word? Iemand het vanoggend hierdie stoele gepak. Hoe dink julle kom die toilette skoon wat hierso gereeld skoon gemaak moet word? Iemand hierso het dit gedoen. Mense wat stil die stoele pak, sorg dat die toilette skoon is, sodat ons dit kan gebruik. Dis amper asof ons baie keer selfs met 'n wêreldse manier van kyk na dinge in die kerk ook, en dan is daar 'n soort van hiërargie van wie doen die belangrike goed en wie doen die minder belangrike goed. Weet so, op daardie hiërargie sou ek nou redelik 'n top dog wees, né? Maar as jy nie stoele gewees het vandag nie, het ons die kerk gehou nie. As jy nie 'n paar ouens met die musiektalent was nie, het ons nie lekker die Here geloof en geprys nie. En ek dink dis wat Jesus eintlik vir ons wil leer. En dis hierdie belangrike waarheid. Hy leer vir ons amper die teenoorgestelde, dat in God se koninkryk is die pad op altyd af. Julle moet mooi hoor, en ons het 'n pragtige storie, want kyk hoe verskil die koninkryke van mekaar, die wêreld versus God se koninkryk. Die wêreld sê, laat ander jou dien. Jesus sê net, dien ander. Die wêreld sê, word belangrik. Jesus sê, wees getrou. Die wêreld sê, kry meer mense onder jou. Jesus sê, gaan buig voor die mense. En nêrens in die Bybel word dit seker beter uitgebeeld as Johannes 13 nie. Die laaste aand voor die kruis. Sit dit vir 'n oomblik in jou gedagtes. As jy geweet het, môre is jou laaste dag op aarde, waarmee sou jy besig gewees het? Ek dink die meeste van ons is seker 'n boodskap wil stuur vir mense wat vir ons belangrik is. Ons is seker ons kinders sou wou vashou en nie wou los nie. Ons is seker wou maak ons testament is reg. Ons sou ons laaste woorde baie mooi kies. Woorde wat tel, want dit is woorde wat onthou moet word. En dan doen Jesus die onverwagte, iets wat niemand sou verwag nie. Hy vat 'n handdoek, dis die dat ons tema is.
Die handdoek wat die wêreld verander het. Hy vat 'n handdoek, hy vul 'n skottel met water en hy buig af en hy was voete. Hierdie is nie sommer 'n ou storieetjie oor nederigheid wat jy in die sonnaskool hoor nie. Ek dink dis een van die diepste openbaringe van God se hart wat jy ooit in die skrif gaan raak lees. Want in Johannes 13 wys Jesus nie vir sy disippels hoe hulle moet lewe nie. Hy kom wys ons eintlik hoe God is. Julle, en dis waarom diensbaarheid net nooit 'n mooi karaktertrek van iemand kan wees nie. Wat mense soms van nature het nie. Dat dit 'n geestelike dissipline is, 'n geestelike gewoonte. Iets wat doelbewus dag vir dag beoefen moet word, totdat dit nie meer 'n poging is om dit reg te kry nie, maar amper 'n natuurlike deel van die asemhaling van jou lewe. En wat so ongelooflik is, Jesus vra nooit van ons om iets te doen wat hy nie self gemodelleer het nie, wat hy nie self geleef het nie. So voordat hy dit beveel het, voordat hy vir ons die opdrag gegee het hy dit gelewe. En dis wat ons raak lees in Johannes 13. So kom ons lees Johannes 13 vers 1 tot 5 saam met mekaar. Voor die fees van Pasga het Jesus reeds geweet dat sy uur aangebreek het, dat hy van hierdie wêreld na die Vader sou oorgaan. Daarom, omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, het hy hulle liefgehad tot aan die einde. Gedurende die aandete het die duiwel dit reeds in die hart van Judas, seun van Simon Iskariot, gelê om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en weer na God terugkeer. Daarom het hy van die ete opgestaan, sy boklere uitgetrek, 'n linnedoek geneem en dit om hom vasgebind. Toe gooi hy water in die waskom en begin om die voete van die disippels te was en dit met die linnedoek wat om hom gebind was af te droog. Wanneer ons na hierdie verhaal wat afspeel op Jesus se laaste aand kyk, dan sien ons dat ware diensbaarheid begin nie by jou hande nie, dit begin by jou identiteit. So diensbaarheid raak miskien sigbaar in hoe jy lewe, maar dis nie waar dit begin nie. Dit moet begin met die sekerheid dat jy weet wie jy is in Christus. Want as ons na hierdie gedeelte kyk, kom gee Jesus vir ons 'n leidraad wat ons soms baie vinnig mislees. Johannes sê 3 keer dat Jesus het geweet wat met hom gaan gebeur. Hy het geweet eerstens, sy uur het gekom. Hy het geweet die Vader het alles in sy hande gegee. En hy het geweet hy kom van God af en gaan terug na hom. Met ander woorde, Jesus was onwrikbaar seker oor wie hy was. Wie is hy? En juist daarom kon hy buig en die voete van sy disippels kom was. Dink 'n bietjie met my, wanneer is ons die maklikste geraak? Wanneer is ons die vinnigste om te sê, nee wag, ek gaan nie hierdie een doen nie. Presies wanneer ons soms onseker is oor wie ons is. Onseker is selfs oor ons geestelike identiteit. As ek onseker is oor iets, gaan ek my probeer bewys in daardie ding. Ek soek oor erkenning by elke geleentheid. Ek word gekrenk as iemand my nie raak sien nie. Ek wil hê mense moet sien hoe hard ek werk, hoeveel ek opoffer, hoeveel ek gee. Maar Jesus, hy hoef niks te bewys nie. Hy weet reeds hy is die seun van God. Hy weet reeds die Vader en alles aan hom gegee. Hy weet reeds wie hy is. En daarom hoef hy nie bokant mense te staan om enigstens betekenisvol te wees nie. Hy kan sonder vrees as die koning van die konings afpik en die gestalte van 'n slaaf neem. En hierdie is seker een van die grootste paradokse miskien van die evangelie. En miskien is dit wat ek wil hê jy moet vandag saamvat huis toe. Hoe veiliger jy is in Christus, met ander woorde, hoe seker jy is van jou identiteit in Christus, hoe makliker word dit om ander te dien. Hoe seker jy is van wie jy is in Christus, hoe makliker word dit om ander te dien. Want die wêreld kom sê, as jy belangrik is, moet mense jou bedien. Jesus sê, as jy weet wie jy is, hoef jy nie bang te wees om te dien nie. En Faros, ek dink presies hier lê die rede waarom ons soms sukkel om diensbaar te wees. Ons identiteit hang partykeer nog vas aan mense se opinies.
soos wasgoed wat wapper op 'n wasgoedlyn. As niemand dankie sê nie, voel ons misken. As niemand ons raak sien nie, voel ons waardeloos. As iemand anders die erkenning kry wat ek miskry, dan voel ek jaloers. Hoekom? Omdat ons nog nie diep genoeg in ons identiteit in Christus gevestig is om daarin te kan rus nie. En dis wat ek wil hê julle moet vandag beleef en verstaan. Dienaarskap is nie 'n poging om waarde te kry nie. Dienaarskap vloei uit die feit dat jy alreeds waarde het, dat jy weet wie jy in Christus is. En ek dink toe Jesus daardie linnedoek om hom omgord, het elke Jood presies verstaan wat nou gebeur het. Want geen rabbi sou dit doen nie, geen meester sou dit doen nie, geen hooggeplaaste familielid sou dit doen nie, geen gerespekteerde persoon sou ooit om hiertoe verlaag nie. Dit was die werk van die laagste slaaf in 'n huishouding. Die een sonder status, die een sonder stem, die een sonder keuse. Die Griekse woord wat hier gebruik word is doulos. 'n Doulos, 'n slaaf, het nie sy eie agenda gehad nie. Hy het volkome aan sy meester behoort. En nou, en dis hoekom ons sê, dis die handdoek wat die wêreld verander het. En nou gebeur die ondenkbare. Die koning van hemel en aarde neem die plek van 'n doulos in, neem die plek van 'n slaaf in. Hy speel nie slaaf nie, hy word die dienaar. Jesaja het dit al eeue van tevore voorspel, die Messias sou die knegt van die Here wees. En hier in die stowwerige bovertrek op die laaste aand van hier voor Jesus se kruisiging, sien ons dat daardie profetiese woord lewend raak voor sy disippels se oë. Die Skepper was voete. Die Here van heerlikheid buig voor stofbedekte voete. Paulus vat hierdie tema self verder aan Filippense 2, wanneer hy sê dat Jesus wat die gestalte van 'n God was, dit nie roof geag het nie, en die gestalte van 'n slaaf geneem het, homself daarvan ontledig het. En dan is dit weer dieselfde woord doulos wat gebruik het. Waarom? Omdat liefde altyd bereid is om af te buig. Liefde vra nooit, wat kry ek uit hierdie situasie uit nie. Liefde vra altyd, wat het jy nodig? Wat het jy nodig? En dit is waarom diensbaarheid nie net sommer goeie maniere van 'n mens is nie. Dis die karakter van Christus wat in jou of deur jou begin lewe. Ek wil julle 'n ware verhaal vertel. Die verhaal is op die ouene in 'n fliek saamgevat en die fliek se naam was End of Spear. Dit is 'n fliek oor Jim Elliot en 4 van sy sendeling en 4 van sy maters wat in 1955 na die Huarani stam in Ecuador gegaan het. Hulle doel was eenvoudig om hierdie mense van Jesus te vertel. Jim het 'n vliegtuiglisensie geleer kry en hulle het met 'n stolvliegtuig. Wie van julle weet wat is 'n stolvliegtuig? Ek net hande op wat ek net weet. Daar's 'n paar wat weet. Short take-off and landing aeroplane. Hulle het met 'n stolvliegtuig het hierdie 5 sendelinge gaan land op 'n rivierbed. En toe hulle uit daai vliegtuig klim, word hulle al 5 sendelinge deur die Huarani stam doodgesteek met spiese. Vandaar die fliek se naam End of Spear. Hulle het geweet hierdie stam was gewelddadig en nog steeds het hulle dit gedoen. En op 8 Januarie 1956 is al toe hulle geland het, hulle het nog nie eens kon praat nie, is hulle almal doodgemaak. Die wêreld sou sê, wat 'n vermorsing van 5 lewens. Maar jare later het Jim Elliot se vrou teruggegaan en die mense gaan dien wat haar man doodgemaak het. En hulle tot bekering begin kom. En een van die mans wat Jim Elliot doodgemaak het selfs 'n ouderling in die gemeente geraak. Wanneer ou na die verhaal kyk in die fliek, dan vertel hulle dat toe hulle daardie mense doodmaak, die sendelinge doodmaak, het hulle gesien hoe sulke, kom ons sê, auras uit hulle beweeg
en wegraak. En dit het hulle het dit onthou, dat iets was anderster aan hierdie mense se doodmaak, as wat hulle altyd ander mense doodgemaak het. Dis diensbaarheid. Niemand verdien. Hulle het dit nie verdien nie. Maar Jim Elliot se vrou kon dit doen, omdat Christus haar eerste gedien het, en haar man Christus gedien het. Kon sy gaan dien, kon sy laag buig onder die mense, wat dit eintlik die minste moes gekry het, vanuit 'n persoonlike perspektief. Dink nou net, as dit jy was, en jou mense so doodgemaak, sou jy graag onder daardie mense wou werk? Ons dien nie ander mense omdat hulle goed is nie. Ons dien ander mense omdat Jesus goed is. En hoe langer ons na hom kyk, hoe minder kyk ons na onsself. En ek dink dis een van die groot waarhede wat Johannes 13 juis vir ons wil kom opskerp. Ware diensbaarheid begin nie wanneer jy die handdoek optel nie. Dit begin wanneer jy ophou twyfel aan wie jou Vader sê jy is. Dit begin wanneer jy seker is wie jou identiteit in Christus is. En dan sien ons dat ware diensbaarheid kies altyd die laagste plek. Johannes 13 gaan voort in vers 6. Toe hy by Simon Petrus kom, sê die vir hom: Here, gaan U my voete was? Jesus het hom geantwoord: Wat ek doen, verstaan jy nie nou nie, maar hierna sal jy verstaan. Petrus sê toe vir hom: U sal beslis nie my voete was nie, tot in ewigheid nie. Jesus het hom geantwoord: As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Ek dink Petrus verstaan op hierdie oomblik glad nie wat aangaan nie. En ek dink as ons eerlik is, dan sal ons saam met hom presies sê, wat is besig om nou te gebeur? Kan jy jouself indink hoe ongemaklik hierdie situasie moes wees? Kan jy jouself indink hoe ongemaklik dit gaan wees as ek nou vinnig hierdie skottel gryp en ek begin julle tackle en julle voete was van 'n kant van jy het miskien sokkies met gate ingetrek vanoggend. Hoe gaan ons weet? Dit gaan 'n ongemaklike dit gaan baie ongemaklik wees dat ek dit vir julle sê. Party van julle sal sê nee, ek verkies dat jy dit nie doen nie. Kan jy dit indink hoe ongemaklik dit vir daai disippels moes gewees het? Die Here van die heelal kom kniel voor jou. Hy vat jou vuil stofbedekte voete in sy hande. En dan begin hy dit met teerheid vas. Ek dink Petrus se hele wese het geskree: nee, dit is net nie moontlik nie. Maar Petrus se probleem was nie nederigheid nie. Petrus se probleem was trots. En hier is die snaakste ding van trots. Dit kom nie altyd met 'n groot ego en 'n harde stem nie. Soms word dit weggesteek agter woorde soos: nee, ek wil niemand lastig val nie. Nee, ek het nie regtig waar hulp nodig, al het jy. Nee, ek sal self regkom, dankie. Ware nederigheid is nie net die bereidheid om te dien nie. Dis ook die bereidheid om gedien te word. En julle, as ons eerlik moet wees, die Afrikaner volkie is baie, baie trots. Ons doen die laaste een baie moeilik. Albei vereis 'n sekere erkenning. Ek het genade nodig in my lewe. En daarom dat Jesus op die einde van hom sê, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Voordat jy regtig vir iemand anders met die regte gesindheid en 'n identiteit van Christus kan dien, het jy nodig dat Christus vir jou dien. Voordat jy iemand kan vergewe, het jy nodig om te weet dat jy het vergifnis nodig. Voordat jy liefde kan uitdeel, moet jy eers liefde kan ontvang. Dis daai mooi Christelike, maar amper sê wêreldse beginsel. Jy kan net gee wat jy alreeds ontvang het. Ek gebruik altyd die voorbeeld, as ek nou R200 note in my beursie gehad het, en ek wil dit uit, dan kan ek dit gee. Maar jammer vir julle het ek dit nie vandag in my beursie nie. Ek kan dit nie vir julle gee nie. Ek kan net gee wat jy ontvang het. Dis die beginsel wat hier aan die werk is.
Die Christelike lewenswyse en styl, disippelskap begin nooit by wat ons vir God kan doen nie. Dit begin altyd by dit wat God vir ons gedoen het. En dis die evangelie kortliks. Ons dien nie om gered te word nie, ons dien omdat ons reeds gered is. En Jesus, uit hierdie voorbeeld van Johannes 13, sien ons, Jesus verwag nie van ons iets wat hy self nie gedoen het nie. Hy het vir ons die voorbeeld gestel, en dan nooi hy ons uit om in sy voetspore te volg. Ek wonder partykeer hoeveel van ons nog steeds probeer om God te beïndruk. Ons dink hy gaan ons meer lief hê. As ons harder werk, meer bid, meer gee, meer doen. Terwyl hy eintlik die hele tyd gesien, as ek dink aan Martha en Maria, kom sit hier by my. Dat ek jou voete was, sê hy vir sy disippels. En dis hoekom elke daad van diensbaarheid altyd terugwys na God se wonderlike genade. Jy kan nie 'n handdoek optel voordat jy nie die kruis gesien het nie. Dit bring my by miskien die moeiliker gedeelte om te sê ware diensbaarheid dien self wanneer mense dit nie verdien nie. As hy was om gelukkig is mamma naby. Weet julle wat tref my elke keer as ek Johannes 13 lees? Wie was almal in daardie boefretrek? Johannes, Petrus, Jakobus, Andreas, Thomas, die disippels, maar ook vir Judas. En stop net vir 'n oomblik daar. Wat sê ons teks? Jesus weet presies wat Judas oor 'n paar uur gaan doen. Hy weet dat Judas hom gaan verraai. Hy weet dat Judas hom vir 30 silwerstukke gaan verkoop. Hy weet dat Judas hom met 'n soen gaan identifiseer. En tog, Jesus was ook Judas se voete. Ek weet nou nie van jou nie, maar ek sit nie teen vir Judas oorgeslaan het. As ek geweet het wat hy aan my gaan doen. Sê daardie een los ons maar vir 'n ander dag. Maar Jesus doen dit nie. En hoekom doen hy dit nie? Want diensbaarheid word nie bepaal deur die waardigheid van die ontvanger nie. Dit word bepaal deur die karakter van die een wat dien. Dis waarom diensbaarheid iets wees wat in 'n ou se lewe leef. Dit moet 'n dit moet deel van jou identiteit wees, soos die eerste punt wat ons gemaak het. Want dis waaroor dit gaan. Nie die waardigheid of die een wat jy dien verdien om gedien te word nie. Dis maklik om mense te dien wat jou waardeer. Dis maklik om vriendelik te wees teenoor mense wat vir jou vriendelik is. Dis maklik om vir vriende koffie te maak. Maar Jesus kom verander die spel met sy voorbeeld. Hy sê eintlik, as jy net dien wie jou dien, as jy net goed is vir die wat vir jou goed is jy eintlik niks anders dan as die wêreld nie. Ware diensbaarheid lyk die mooiste daar waar dit die moeilikste is. Daar wanneer jy mense steeds vriendelik behandel, terwyl hulle jou miskien sleg behandel. Daar waar jy met mense met respek behandel, en hulle behandel jou nie met respek nie. Daar waar jy aanhou lief hê, al kry jy amper niks terug nie. Die een ding wat ons nie moet verwar met dit nie, is Jesus was nie 'n vloerlap nie. Hy het die waarheid partykeer baie reguit gepraat. Hy het grense gehad. Hy het sonde direk aangespreek. Maar selfs toe hy die waarheid hard gepraat het hy nooit ophou lief hê nie. Ons lewe in 'n wêreld wat werk met wederkerigheid. Ek sal goed wees vir jou as jy goed is vir my. Jesus leef volgens die beginsel van genade. Ek dien jou omdat die Vader my eerste gedien het. Kan julle dink hoe anders te gaan ons huwelike lyk? Hoe anders sal ons gemeente lyk? Hoe anders sal ons werkplekke lyk? As elkeen ophou vra, wat kry ek uit die verhouding? En begin vra, hoe kan ek Jesus beter weerspieël? Hoe kan ek Jesus deur my optrede meer sigbaar raak? Dis wat Paulus later bedoel het in Romeine 12, wanneer hy vra ons moet ons lewens stel as heilige lewende offers aan die Here. 'n Offer lê homself op die altaar. En dis presies wat diensbaarheid is. Dis liefde in werksklere. Dis liefde in werksklere. En daarom is daardie stelling eintlik so belangrik en kan ons die wêreld verander as ons dit snap. Wat mooi was is dat die handdoek wys ook vooruit na die kruis.
Jesus beskryf iets besonders, iets wat ons maklik verbygaan as ons dit nie mooi lees nie. Hy staan op, hy trek sy boekleed uit, hy omgord om met 'n doek, en nadat hy klaar die voete gewas het, trek hy weer sy kleed aan. Dis meer as net 'n beskrywing van die gebeure op die voorhand van Jesus se kruisiging. Johannes gebruik hier dieselfde taal wat hy later in sy evangelie gebruik om Jesus se dood en opstanding te beskryf. Hy lê iets af en hy neem dit weer op. Die waskom in Johannes 13 wys vooruit na Golgotha. En daarom kan ons nooit oor diensbaarheid praat sonder om ook oor die kruis te praat nie. As ons verstaan wat die kruis van Jesus Christus in ons lewe beteken, as ons verstaan dat dit vir ons 'n ander identiteit gee, dan verstaan ons hoekom ons kan dien. Dan verstaan ons dat as die koning van die heelal die gestalte van 'n slaaf aanneem en hy vir ons sê, volg my, dat ons ook geroep is om dit te doen. Uit onsself sal alles seker rebelleer om dit te doen. Maar wanneer ons identiteit in Christus verstaan, wanneer ons verstaan wat die kruis vir ons beteken, raak dit makliker. Want dan raak dit deel van jou geestelike aard. Dan raak dit deel van om 'n volgeling van Jesus, 'n disipel van Jesus te wees. Want Jesus sê vir ons, ek het vir julle die voorbeeld gegee. Dis wat hy in vers 14, Johannes 13 vers 14 kom sê. As ek, julle Here en leermeester, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het immers vir julle 'n voorbeeld gegee, sodat julle ook kan maak soos wat ek gemaak het. Nie soos wat ek gesê het nie, soos wat ek gemaak het. Amen, amen. Ek sê vir julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. En 'n gesant is nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. As julle dit begryp, gelukkig is julle as julle dit doen. Jesus kom sê nie vir ons, bewonder my nie. Wat sê hy vir ons? Hy sê, volg my. Hy sê nie, kom ons praat oor diensbaarheid nie. Hy sê, doen dit. Let op waar die seën lê. Nie in kennis nie, nie in intellektuele kennis, nie in Bybelkennis nie, nie in hoeveel preke jy al gehoor het nie. Hy sê, salig is julle as julle dit doen. Salig is julle as julle dit doen. Ons leef in 'n tyd waar kennis volop is. Die internet is soos 'n omgekeerde piramide bokant jou. Jy kan honderdduisende preke luister op die internet. Maar Jesus vra vanoggend vir jou en vir my 'n eenvoudige vraag. Wat het jy gedoen met dit wat jy reeds weet? Wat het jy gedoen met dit wat jy reeds weet? Die waarheid is. Want disipelskap word nie gemeet aan hoeveel waarheid jy ken nie. Dit word gemeet of jy daardie waarheid uitleef. Dis waar disipelskap gemeet word. Ek wil julle soos altyd sommer net so 'n paar praktiese riglyne gee vir die week. So ek het hulle probeer inpas, is die van so 'n bietjie kleiner is, maar ek wil jou uitdaag om hierdie week doelbewus jou handdoek op te tel. En dan doen hierdie week een daad van diens waarvan niemand ooit sal weet nie. Moenie dit op sosiale media plaas nie. Kyk, ons is nou almal deesdae influencers. Moet nou nie vir almal gaan wys hoe jy nou iemand gehelp het nie. Moet niemand daarvan vertel nie. Laat net jou Vader in die hemel weet dat jy dit gedoen het. Dis my eerste uitdaging vir julle. Die tweede een is, dien iemand wat jy waarskynlik nooit sal kan terugbetaal nie. Dis waar die Here se genade en liefde in hierdie wêreld sigbaar word. En dan hierdie week bid elke oggend net hierdie eenvoudige gebed. Here, wys my vandag wie se voete ek kan was. En jy hoef waarskynlik nie letterlik voete te was nie, inteendeel, ek dink dit is nodig nie. Maar iemand wag dalk op 'n oproep, 'n bemoediging, 'n bord kos, 'n besoek, geen 'n oor wat net luister. En dan sluit jou aand af deur te vra, was ek vandag meer besig om gedien te word of om te dien? Ek wonder hoe die wêreld sou lyk as elke gelowige
elke dag sy handdoek optel. Nie 'n regte handdoek nie, 'n gesindheid, 'n hart, 'n keuse. Dalk begin dit by die huis, julle. Partykeer begin dit meestal by die huis, waar 'n man ophou wag dat sy vrou hom bedien en begin vra, hoe kan ek jou help vandag? Dalk begin dit by 'n vrou wat kies om met sagtheid te antwoord, al voel dit nie regverdig nie. Dalk begin dit by 'n tiener wat sy ouers verras deur iets te doen sonder dat hulle hoef te vra. Daarvoor kan ons nie hoop. Dalk begin dit maandagooggend by jou kantoor. Nie met 'n groot preek wat jy afsteek nie, maar met 'n klein daad van liefde. Hierdie ou wêreld waarin ons lewe word selde verander deur mense wat die hardste praat. Hierdie wêreld word verander deur mense wat die diepste buig. Want dis hoe Jesus die wêreld verander het. Nie met 'n kroon op sy koppie, maar met 'n handdoek om sy middel. En kort daarna met 'n kruis op sy skouers. Mag God ons bewaar van Christendom wat net bewonder en weet. Maar mag hy ons, en dis my gebed vir myself en dis my gebed vir Faros, mag hy ons vorm tot disippels wat regtig waar Jesus volg. Julle, want die waarheid is dat wanneer 'n disipel die handdoek optel, wys hy of sy vir die wêreld hoe Jesus lyk. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons eerlik is dit soms net so lekker om gedien te word. Maar ons kan nie anders as om stil te staan dat die koning van die heelal neergebuig het en die taak van die laagste persoon in die samelewing gedoen het. En daardeur vir ons so 'n kontravoorbeeld gestel het. Maar dit is wat die wêreld verander. En daarom is my gebed eenvoudig vandag vir elke gelowige, mag diensbaarheid net 'n karaktertrek wees van 'n paar goeie mense nie, mag dit die DNA van elke volgeling van Jesus wees. Mag ons so elke dag neerbuig, die handdoek optel en so die wêreld verander vir Jesus. Amen.